Ok julle, dis Vrydag. Ek hoop julle het 'n wonderlike week gehad. Vandag se videoetjie is 'n klein bietjie anderste. Dis iets wat ek net wil oorgesels as 'n mens onttrek. Ek weet nie hoeveel mense het al gedink aan hierdie konsep nie. Nou jy, as 'n groot mens, is as jy nou 'n nood of wat ook al het, dan kan jy dit noodwendig nou knyp en jy het nie so seer 'n probleem nie. Maar hierdie video is nou spesifiek vir dames en kinders. En hoekom ek sê vir dames sal julle nou agterkom. Maar spesifiek vir die kindertjies is dit ook belangrik. En julle gaan moet hierdie goedjies maar aanskaf en by julle hou. Daar is maar 'n risiko betrokke. Nou neem maar kennis daarvan, want op die einde van die dag is dit ook maar 'n tipe van 'n chemikalie waarmee jy werk. So waarmee ek nou maar basies gaan begin is jy nou in jou voertuig is en jy is nou besig met die onttrekkingsproses. En vir whatever rede, jy weet een van jou kinders moet nou toilet toe gaan. En of dit nou 'n nommer 1 of nommer 2 is, maak nie regtig saak nie. Nou ek gaan nou vir julle sê wat nou nogal goed werk, spesifiek vir die nommer 2, maar ook vir die nommer 1 op die einde van die dag. Hierdie kloorbottels wat jy kry, dit is gewoonlik, ek dink hulle is in 4 kg bottels. Hy het gewoonlik so blou prop op, die HDH bottels. Nou, mense, hierdie is die belangrike deel. Fokus, luister mooi. Daar moet nie kloor in wees nie, hy moet leeg wees. So, hy moet heeltemal leeg wees, heeltemal skoon wees. Nou, as jy daai bottel oopmaak en jy vat hom so verby jou neus, sal jy nog steeds van die kloorgas ruik. Okay? Maar dit is nou die tipe bottel wat jy nou moet kyk om in jou kar te hou. Want kom ons sê jy is in die onttrekking besig. Nou, enige ou wat al op 'n rugby toer of 'n netbal toer of wat ook al was in sy lewe, weet daar's altyd iemand wat wil piepie of kamer verlaat of wat ook al. En dan eindig dit op om die hele toerprogram amper uit te gooi, want sodra die een gepiepie, dan wil die volgende een piepie. Maar kom ons sê, as gevolg van die onttrekking het jy nie die vermoë noodwendig om te kan stop nie. So vergeet nou die stopaspek en of jy 'n draai kan loop of nie. Hoe gaan jy maak as jy nou moet 'n draai loop, maar jy kan nie stop nie? En hier's waar daai bottels baie belangrik raak. As jy nou dink aan 'n nommer 2 byvoorbeeld, jy gaan maar deur jouselfe proses en jy doen hom, dan gat jy. En jy beweeg aan, en sodra jy wel 'n kans kry om te stop, dan word die bottel nou maar uitgegooi en skoon gemaak langs die pad. Maar daar is nou ook weer 'n probleem wat daarmee gepaard gaan. So, dis een ding om een of ander last of ontlasting weg te gooi. Maar waar die probleem inkom is goed soos toiletpapier. So hier onttrek ons nou, en ons almal stop langs die pad. Ons is nou in ons pakkie, en ons pakkie trek af, want daar's te veel mense wat 'n draai wil loop, en ons trek af, ons het die vermoë, ons stop, en almal loop gou 'n draai. Nou daai tyd gaan ons nou nie worry oor wie sien wie nie, glo ek dink almal gaan maar net die draai loop waar hulle die draai kan loop, en dit is nou maar wat dit is, maak maar jou oë toe. Maar hier's waar dit nou belangrik raak, veral vir die vrouens. So jy het nou jou draai geloop, nou wil jy afvee. Okay, nou het jy afgevee, nou daai toiletpapier moet saamgevat word. Jy kan dit nie daar los nie. Die rede is baie belangrik. As jy langs die pad afgetrek het en jy het nou die draai geloop, en jy het nou afgevee en jy het die toiletpapiere afgegooi, of daar net in die veld gegooi, hou nou in gedagte, daar's 'n paar aspekte wat inkom. Eerstens, as iemand jou wil agtervolg, of iemand wil weet wat is jou roete ensovoorts. So ek moet maar net ry tot ek hierdie hoop toiletpapier langs die pad sien. Dis punt 1. Punt 2, jy moet hierdie goed obviously verwyder uit die natuur uit, want dit is nou maar toiletpapier en dit is nou maar skadelik vir of kan skadelik wees vir die diere ensovoorts. So om terug te kom na die HDH bottel.
is daai goed word dan nou either daar ingesit of jy het nou maar 'n Ziploc sakkie wat al die toiletpapier ingegooi word. As jy langer stop, dan is dit maklik genoeg, dan word dit verbrand. So iemand moet maar sorg dat hy 'n klein bietjie van 'n brandemmertjie daar het. Jy hoef nie 'n groot 220 liter emmer te hê nie, net 'n vinnige 'n drommetjie. Waarskynlik so iets soos 'n 5 liter verfblik sal die ding kan doen. En dis belangrik dat ons nie daai tekens daar los wat ons na geagtervolg kan word nie. Dit is baie belangrik om daai konsep te verstaan. En dan ook verder soos wat ek nou gesê het, en dis kom ek gesê dis belangrik vir die vrouens. Die mans het nie noodwendig daai probleem nie, maar onthou nou, selfs met die twee die HDH-bottel. As daar nou iemand was wat 'n nommer 2 gehad het en die goed moet nou uitgehaal word en nou bietjie skoongemaak word, jy het nou bietjie tyd wat jy langs die pad stop of wat ook al, dan word hy skoon uitgespoel en alles. Maar die toiletpapier moet weer eens gerecover word. Dis belangrik dat daai goed nie daar bly nie, want dit gaan 'n duidelike teken wees van waar jy heen beweeg, hoe jy beweeg ensovoorts. So mense, ek wil hê julle moet bietjie daaraan dink. Dis 'n bietjie, ek wil nie sê van 'n taboe onderwerp nie, maar dis nie iets waaraan mense gewoonlik dink nie. En hoekom om nou eintlik weer terug te kom aan die vrouens toe, kom ons sê, dis daai tyd vir die maand vir 'n vrou. Jy weet weer 'n keer, daai tipe goedjies moet maar geberg word in 'n Ziploc bag of wat ook al. Jy weet, dit hang nou maar af hoe die proses uitspeel op die dag. Maar weer 'n keer mense, dis belangrik dat jy net voorsiening het vir dit. So soos wat ek sê, as jy daai HDH bottel het en jy kan die goedjies daarin sit of 'n Ziploc bag, een van die 6. Jy moet ten minste daai tweetjies hê, want dit help baie om verder te gaan met dit en seker te maak jy los nie tekens agter jou wat jy net in die veld los wat vir jou moeilikheid kan maak nie. Mense, ek hoop dit maak sin vir julle en ek hoop die video beteken iets vir iemand en julle moet 'n wonderlike naweek hê. Dan praat ons weer maandag.